Hey, vandag wil ek vir julle wys die Leatherman. Hierdie ouetjie is al stok oud. Hy is die spring-loaded soos die nuwe tools wat hulle adverteer met die spring-loaded tange nie. Kom ek wys julle net hoekom ek hom gebruik. Ek het hom 24 jaar terug gekry, so hy was baie cheap. Nou kos hy soveel so 'n klein motorfiets. Ek gaan vir julle al die features wys. This video won't be made in English because then it's gonna be a very difficult video. If you want it in English, I can speak about it and make a video, but you must inbox me and then I can maybe change the language for you. Okay, kom ons kyk hoe maak ek in Afrikaans 'n Leatherman oop met een hand. Right, hierdie is nie 'n gesponsorde video nie, Leatherman. Doch ek wys maar net my tool en hoekom ek hom geniet. Onthou julle op skool daai messe wat ons gehad het? Nee, wag. Ons het nie messe op skool gehad nie. Onthou julle toe ons jonk was daar messe wat jy net kon vashou en dan flip jy hom, dan sy nou oop, maar ek meen jy moes hom met so 'n lekker action doen. Kyk, hierdie ouetjie nie. Maar daar is hy nou met een hand oop en toegemaak. Ek is nou al gewoond daaraan, baie jare se oefening seker. Maar jy moet lekker vashou hierdie kant, flip jy hom en dan jy het jou tang. En check hy spring action. Poppie. Dis my pinkie. Nou vir die manne wat nie pinkies het nie, ek's jammer. Gebruik miskien maar jou ringvinger, selfde prinsip. Maar ja, 'n spring-loaded tang het sy plek in die lewe, dit is waar. Hierdie ouetjie is nie en ek gebruik hom partykeer om 'n ou klein draadjie. Verbeel julle nou as ek nou hierdie neersit, daar moet ek nou 'n klein draadjie insit en ek moet hom soldeer. Hy hou hom vir my mooi, ek werk aan hom. Die ander tange doen net eenvoudig dit. So hy kan nie selfde gebruik word soos dis net een voorbeeld. So ek is nie so great of so lief vir die spring-loaded tange nie. Nie jou vingertjies hier laat tussenin kom nie, want as jy lekker besig is en jy knyp 'n ding hard vas, dis nou vir jou 'n slegte plek om jou om daai klein velletjies in te kry. Maar dit kan gebeur. Vra my of moenie my vra hoe ek weet nie. Hallo Nuka. Ja. Anyways, pas op, ek werk hier met 'n mes. In elk geval, as jy nou kyk as die tang oop is, 'n ding van hierdie Leatherman is hy het hierso so 'n veiligheidsmeganismetjie wat uitpop. Net as die tang oop is, pop daai klein pennetjie uit en aan die ander kant ook. Klein pennetjie daar. Dit beteken, maak nie saak hoe hard ek hierdie mes toekap of jy weet, die blades bly gelok, die blades bly veilig binnekant. Hulle gaan nie oop kan gaan nie. Ek kan hom nie oop kry vir op geen manier nie. Sodra ek die tang bære en ek het nie meer 'n tang nodig nie. Ewe skielik het daai pennetjie weggesak en nou kan ek my blade oop kry. Net 'n ander ding, hierdie ding het so riffeltjies hierso. Dis apparently om te weet jy die serrated blade of die geriffelde blade hierso. Die ene het hierdie lekker hak vir safety belts en belde afsny en ties van bokse en ek wil nou nie my safety belt afsny nie, so ek weet nie of hy dit kan doen nie, maar ek glo hy sal 'n safety belt kan afsny. Pas op net vir daai ouetjie. As jy daai ouetjie gebruik, dan ek het vir julle gewys hier riffeltjies. Aan die ander kant het hy nie riffeltjies nie. En dit beteken is jou gewone blade. As 'n blade oop is hy gelok. Maak seker jou locks werk, anders moet jy hom instuur. Hierdie trek jy net een kant toe, maar die blade kan nie toemaak op jou vinger nie. Hy is lekker gelok. Selfde met die vuil wat hy het 'n ou vuil met 'n grouwe kant en 'n gladde kant en hy's ook geriffel daarso, so jy kan 'n gat lekker groter maak. Ja, dit sover alles met een hand darm. Dan die blade, baie van die messe sien ek deesdae het hierdie blade in. Dis daarom maar die beste lem vir 'n saag wat jy nou kan kry. As jy nou nie ystersaag nie. Ongelukkig hierdie ouetjie kan nie ystersaag nie. Dit is 'n ding wat die Leatherman nie kan doen nie. Kry maar vir jou ystersaagie. Hierdie ene kan 'n boom afsaag as jy regtig baie energie het. Maar hy's 'n goeie blade. Nog 'n weggesteekte featuretjie daar by daai selfde blade
Kom ons kyk gou. Ja, dit is aan die kant. By die blade wat so is, dat hy daar so sien nou binne so dingetjie. Ek gaan hom probeer uittrek gou. Ja, hier steek hy so 'n bietjie uit. Dis soos 'n sleutelhouer. Ag, ek kry myne uit. Sommige so met ook met een hand. Ek glo nie dis bedoel om dit met een freaking hand te doen nie. Kom ek gebruik eerder twee vingers. As hy uit is, kan jy nou die ding aan 'n sleutelhouer sit of 'n sleutelhouer aan hom hang. Dis maar net 'n dingetjie wat daar weggesteek is waar jy ietsie kan deursit. OK. Net sodat julle weet. Hierdie is die locks vir die tools, wat aan die binnekant is. So om hulle te unlock en lock. Sy bits driver. Kom ons maak hom oop. Hy gebruik plat bits ongelukkig. So jy moet hierdie bits gebruik. Jy kry 'n adapter wat dit kan vir die hexagon, die ronde, die groter bits kan ook inpas as jy daai adapter gebruik. Dan druk jy net die plat ding daarin en dan is hy weer rond aan die ander kant of 6-hoekig en dan kan jy nou jou gewone blades of jou gewone bits kan jy daar indruk. So jy kan gewone bits saam met hierdie ouetjie ook gebruik as jy moet. Hy het 'n lekker wire stripper en blikoopmaker hierso. Ek wys julle dit. So blikoopmaker. En daai hoekige deeltjie daarso is ook die wire stripper. So as jy hom toemaak, dan kan jy 'n draadjie hier vasknyp tussenin. Druk hom so vas en dan strip jy die draad. So dit is waarvoor hy is. Kom ek wys julle net van daai skroewedraaier gou-gou. Hy kan ook as jy hom oop het, kan jy die tang so in 'n kort configuration of kort manier gebruik, so om in klein spasies in te kom en 'n skroefie los te maak, of jy kan hom lank en reguit maak dat hy amper soos 'n lang skroewedraaier is. En dan kan jy nou lekker jou skroef vinnig uitdraai. Die multitools is maar nie lekker vir dit nie, maar dit is ten minste geriefliker met hierdie ene. Aan die ander kant het jy 'n lekker platpunt skroewedraaier wat jy kan gebruik. En die kleintjie. Okay, kom ek maak hulle sommer almal oop. Miskien kan ek. Nee, okay, kom ons maak maar net een op 'n slag oop. Ja, okay, ek kan. So as hy oop is, hulle lok almal met daai lok. Net toemaak, maar dis 'n lekker groot platpunt skroewedraaier. Ek dink hy is titanium op hierdie ene. En dan het jy hierdie enetjie wat jou klein bits het. Meer 'n horlosie of 'n bril skroewedraaiertjie. Ja. Lekker met 'n flat en 'n star wat jy daar so het. En dan het hy sy skertjie wat hier weggesteek is. Die ding is daarom spring-loaded. Hy is nie spring-loaded nie. Weet hy het nie, daar is hy ewe skielik spring-loaded. Sodra hy hom oop het. Sodra hy oop gaan, dan skiet hy 'n klein springkie wat hier so oop skiet en dan kan die skertjie wat nou al alles in sy lewe geknip het, gebruik word sonder om te sukkel met sy spring-loaded skertjie. Anyways, dis die Leatherman met een hand amper die hele ding gedoen. Ek dink ek het die hele ding gedoen. Die tang is nie die greatste op hierdie stadium nie. Hulle sal hy replacement bits nog vir hierdie in 'n insit seker as ek hom weer instuur. Ek sien die nuwe plus is nou of hy het hierso eintlik 'n ander tang met bits. Hierdie ene die wire krimper of die lak krimper vir die drade. En hoekom ek nie van sy tang hou nie is hy druk nie mooi te mekaar nie. Kom ons hou 'n bietjie daar in die lig. Né? So 'n splinter kan uithaal met die voorpunt. Maar daar tussenin gebruik jy of as jy fyn goedjies wil vasgryp, nee, hy kan dit nie doen nie. So ek kan seker net hierdie 'n klein bietjie vuil, dan kan hy baie mooier toemaak. Maar dan is hierdie ook weer nader aan mekaar as hy toemaak. So nee, ek los hom maar net so. Dis maar net nie 'n goeie design daai nie. Die tang doen in elk geval wat hy moet doen. En ja, hopelik dit is die video daar buite van Leatherman. Dankie dat julle gekyk het hoe 'n man sy tool hanteer. Lekker dag. Bye.